Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou help met jou Junie eksamen voorbereiding. Ek gaan vraag 9 van die 2021 vraestel met jou bespreek. Jy sal nou sien vanuit die CAPS dokument dat die diferensiaalrekeninge tel 35 uit die 150, met ander woorde 23% van jou vraestel, dis omtrent 'n kwart. En die diferensiaalrekeninge hoofstuk bestaan eintlik uit 3 gedeeltes. Die eerste gedeelte is die eerste beginsels en die reëls van diferensiasie en ook soms daar vra hulle vir jou die vergelyking van die raaklyn aan die kurwe. Die tweede gedeelte, dit is dan nou jou derde graadse funksie of jou grafiek, en dan jou laaste vraag van die diferensiasie is die toepassingsvraag. Kom ons kyk nou na vraag 9. Hier sien jy nou die vraag. Weereens, ek stel voor, jy pause die video, jy probeer gou die vraag beantwoord en dan gaan kyk jy na die verduideliking. 9.1 Bepaal die afgeleide vanuit eerste beginsels as dit gegee word dat f van x is gelyk aan 2x² minus 3x. Nou ja, die eerste ding wat ek voorstel is, ons weet mos nou, ons gaan in daai groot formule in vervang, maar dan op die regterkant vervang jy nou eers fx plus h. En wat dit beteken? Dit beteken oral waar jy 'n x sien, gaan jy x plus h in vervang. En dan die volgende stap, gaan jy nou eers wag met daai 2 en jy gaan eers daardie 2 hakkies uitvermenigvuldig en dan gaan jy die minus 3 elke keer in vervang. En dis wat ek daar gedoen het, en nou in die volgende stap gaan jy die 2 vat en hom vir elke term in daardie hakie gee, en in hierdie stap, as daar gelyksoortige terme is wat jy bymekaar kan tel, kan jy dit doen. Goed, daar is nie. Nou, in ons formule, of ons eerste beginselsformule wat op die formuleblad bly, moet hom asseblief nie verkeerd afskryf nie, daar sien jy hom nou. Nou beteken dit, hierso is die limiet van fx plus h, en oral waar jy nou daai fx plus h sien, gaan jy dit wat jy hier aan die regterkant uitgewerk het vervang. En dan hierdie minus f van x, dit beteken, dit is die funksie net soos wat hy vir jou gegee was. Kyk, daar het ek dit gedoen. En, baie belangrik, hierdie gedeelte, by die fx gedeelte, het ek minus hakie en 2x² min 3 geskryf. Nou, in die volgende stap, gaan ek hierdie min in vermenigvuldig, en in hierdie stap gaan ek nou my gelyksoortige terme, gaan jy bymekaar tel. 2x² min 2x² en min 3x plus 3x. Nou lyk my sommetjie so. In hierdie stap gaan ek vir h gemeenskaplik uithaal, met ander woorde ek faktoriseer, en ek gaan h uitkanselleer. Nou wat gebeur? Dit is in hierdie stap wat ek die h neig na 0 gaan gebruik, en dit beteken, daar waar die h is, gaan ek 'n 0 in vervang. En daar is my antwoord. Die afgeleide is 4x min 3. En dan wil ek net vir jou sê, hierdie is eintlik die enigste som wat jy regtig die antwoord van het in hierdie vraestel. Want as jy gou teruggaan na die oorspronklike som, dan kan jy vinnig kontroleer of is jou antwoord reg, deur die reëls te gebruik. 2 maal 2 is 4, trek 1 af by die eksponent, 4x, ja, ek is reg, en die afgeleide van min 3x is min 3. So ek weet, ek het daarom 5 punte. Nou, waar is die punte in hierdie sommetjie? Gaan in die korrekte invervanging wees, daar waar jy gelyksoortige terme bymekaar getel het, waar jy gefaktoriseer het, waar jy vir h 0 gemaak het, en dan jou finale antwoord. 9.2.1
Bepaal dy dx as y daaraan gelyk is. Goed, dy dx beteken bepaal die afgeleide. Nou kom ek net gou vir jou sê, 'n mens, daar's 3 plekke waar jy eers 'n bietjie moet aan jou sommetjie werk voordat jy die afgeleide deur middel van die reëls kan bepaal. En dit is, ek gaan dit hier aan die regterkant doen, as daar 'n wortel oor een van die terme getrek is, dan moet jy dit skryf as x tot die mag 1/2. Of as dit 'n derde magswortel is, dan is dit x tot die mag 1/3. Jy kan nie diferensieer as daar hakkies is nie. 'n Mens moet eers die hakkies uitvermenigvuldig. En die laaste ene is, jy kan nie diferensieer as daar 'n veranderlike waarin jy wil diferensieer onder die lyn is nie. So sê nou maar, my sommetjie was 4 oor x gewees. Dan moet ek eers daardie x boontoe bring, dan word hy 4x tot die mag min 1. En nou eers kan ek diferensieer. Goed, my som, nie een van daai gevalle is in my som nie, so ek is reg, ek kan diferensieer. Maar nou moet jy baie versigtig wees. 'n Mens moet die korrekte notasie skryf as jy gaan diferensieer. So in jou volgende stap gaan ek jou nou wys, moet jy skryf dy oor dx. Dit beteken ons diferensieer vir y in terme van x. En hoe dit werk, is jy gaan elke term afsonderlik diferensieer. So jy gaan hierdie eksponent wat 5 is vat, hy gaan vorentoe, hy vind vir 4 dae en hy gaan met daai 4 vermenigvuldig en jy trek 1 af. Daar kan jy nou sien. Die notasie, dy op dx, en dan het ek gedoen 4 maal 5 is 20 en by die eksponent 5 minus 1 is 4. Dieselfde by die volgende term. Ek vind 'n 4 dae, hy gaan vorentoe, hy kry 'n min 6, hy vermenigvuldig met die min 6 en ek trek 1 af en jou antwoord is min 24x tot die mag 3. Nou hier by die 3x, hierso is eintlik, ek gaan dit gou vir jou hier mooi skryf. By die x is daar 'n deurskynende 1 as eksponent. En die deurskynende 1 gaan vorentoe en hy vind die 3 en dan op die eksponent trek 'n mens 1 af. Dan kry jy x tot die mag 0 en enige iets tot die mag 0 is 1. Daarom is daardie laaste antwoord net 3. En dan is dit voor die hand liggend, waar is die 3 punte vir elke term wat jy korrek gedifferensieer het. 9.2.2 dx met 'n blokhakkie. Nou ja, dit beteken jy moet diferensieer in terme van x. Maar hier by hierdie som is nou alles wat kon verkeerd gaan, is verkeerd hierso. 'n Mens kan nie diferensieer as daar 'n derde magswortel is nie. So jy gaan nou eers daai derde magswortel x as x tot die mag 1/3 moet skryf. En dan jou ander probleem is hierso, want nou is daar hierdie hakkie, en onthou jy in die vorige som het ek mos gesê, jy kan nie diferensieer as daar 'n hakkie is nie. So wat 'n mens gaan doen, is jy gaan daai 2 vat, en jy gaan daai ene kwadreer, jy gaan die 3 kwadreer, jy gaan die x kwadreer. En terwyl jy nou nog so aan jou som werk, sien jy die notasie dx het nog saamgery. Dit gaan eers wegval net nou as jy begin diferensieer. Goed, hier kan jy nou sien, ek het die derde magswortel van x het ek geskryf as x tot die mag 1/3 en in die volgende stappietjie het ek die 1 gekwadreer, 3 gekwadreer, x gekwadreer. Maar hier is nog steeds 'n probleem. Jy kan nie diferensieer as daar 'n x onder die lyn is nie. As die getalle onder die lyn is, daar's nie 'n probleem nie, maar dis die x, die veranderlike. So daardie x kwadraat gaan nou boontoe moet gaan en hy word x tot die mag min 2. En sien jy, nog steeds die notasie en die blokhakkie. Reg, nou is ek reg om te diferensieer. Ek vat hierdie eksponent wat 1/3 is, hy gaan vorentoe en daar skryf ek hom vir jou. Sien jy, 1/3 en dan op die eksponent
trek ek 1 af. Die -2 gaan vorentoe gaan. Daar gaan hy vind 'n plus, so daardie ding gaan 'n plus maal 'n min is 'n min wees, en terug by die eksponent trek ek 1 af. Daar het ek dit vir jou gedoen. Kyk nou mooi. Daai 'n derde het vorentoe gegaan, boontoe, daar's 'n deurskynende 1 van daai derde, en 'n derde minus 1, en aan hierdie kant het die -2 vorentoe gegaan. Kan jy sien, daai plus het na 'n min toe verander, en ek het enetjie op die eksponent afgetrek. Goed. Dan het ek gesê, 'n derde minus 1 is -2/3, en as jy nie daai kan doen nie, dan doen jy dit met jou sakrekenaar. En wat hier gebeur het, is op die aarde niks nie. En dan eintlik is hierdie die antwoord. Jy kon dalk nog net gesê 3 maal 2 is 6 hier onder die lyn, want hierdie som het nie vir jou gesê, skryf jou antwoord met positiewe eksponente nie. So dit sou die regte antwoord gewees het. Maar kom ek wys jou in elk geval wat 'n mens doen. As jy dit sou met positiewe eksponente wou skryf, dan gaan jy daai x tot die mag -2/3 gaan net na die onderkant toe gaan, en dit gaan positief word. Die 2 is reg hier bo die lyn, jy sal die x tot die mag -3, daai hele ding sal net afgegaan het en 'n positief 3 geword het. En wat ek ook gedoen het, ek het gesê 3 maal 2 is 6. En daar is jou antwoord met positiewe eksponente. Waar is die 4 punte? Die 4 punte is in hierdie stappie, waar jy die derde makswortel van x as x tot die mag 'n derde geskryf het, en hierso, waar jy die 1 op 9x kwadraat gekry het, en dan nou nog die x kwadraat na die bokant toe gevat het. Met ander woorde, jy het nog niks gedifferensieer nie, en dan nou jou finale 2 antwoorde. Jy sal merk, ek het ook vir jou die playlist van die hele diferensiasie hoofstuk hier aangeheg. So as jy wil, kan jy eers daarna gaan kyk en dan aangaan met die vraestel. Of dadelik as jy na vraag 10 toe wil gaan, in die linkerkantste hoekie klik op daardie video en hy vat jou soontoe.